Dankie. Mense dink as jy nie Christendom is en nie geloof is, dan is jy veilig. Mense het deur die eeue hulle vertroue baie in die kerk geplaas. En die kerk geag as die plek waar jy 'n mens moet gaan om die Here te leer ken, die Here te ontmoet en dis meer. Die kerk is deel van Satan se vyand, kan ek sê, binne in die koninkryk bestel. Maar die kerk is ook deel van die visuele en sigbare uitleef van God se koninkryk. En Satan het nie die kerk een kant toe geskuif in sy aanslag teen die wêreld. Vroeg alreeds van Christendom het Satan die kerk begin aanval. Dit sien ons in die martelare wat alreeds weens Stefanus se tyd, Paulus se tyd, het die Satan alreeds die kerk begin vervolg. Maar is dit interessant, hoe meer die kerk vervolg was, hoe groter het die kerk geword. Die kerk kon nie uitgeblus word. Die kerk in terme van God se Christus se liggaam kon nie uitgeblus word. Groter die vervolging, hoe groter was die uitbreiding. Die eerste gelowiges het uit Israel uit weggehardloop, so ver as hulle gehardloop het, hulle die evangelie gaan vertel van Christus se opstanding, en die mense het gaan glo, hulle gaan bekeer, en binne in hierdie vervolging was al letterlik 'n ontploffing van gelowiges in die Midde-Ooste. So vir die volgende 300, 600 jaar was die kerk onder vervolging wat Satan probeer het om die kerk te vernietig, maar hy kon dit nie regkry. Want dit is 'n geestelike koninkryk, dit is nie 'n vleeslike koninkryk. Mense was bereid gewees om hulle vlees op te offer ter wille van die erfenis in die geestelike, naamlik ons ewige lewe. So hulle het nie teruggestaan vir die marteling. Dit het as getuienis gedien. Byvoorbeeld, net 'n goeie voorbeeld wat ek vir jou wil gee, Johannes, wat Openbaring geskryf het, disipel van Jesus. Hy is as martelaar in 'n pot olie gegooi voor 'n skare van omtrent 60.000 mense in 'n arena. Hy is lewendig gekook binne in hierdie pot olie. Maar hy het oorleef, hy het niks oorgekom. En toe teen die keiser se beplanning, teen Satan se beplanning, waar hy gedog het, hy gaan die evangelie vernietig, kom daar amper 60.000 mense tot bekering as gevolg van Johannes se marteling binne in die pot olie, wat hy niks oorgekom het. Dis ook God se koninkryk. Satan, as die Here besluit daar gebeur iets binne in sy koninkryk, kan Satan absoluut niks aan doen nie. Maar wat hy wel reg kry, is binne in die kerk, binne in die liggaam van Christus, het hy met sy verleidingspan begin. Reeds vroeg al. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk daarna, sodat ons kan verstaan ook waarteen ons baklei, dat ons moet verder kyk, as net 'n moontlike versoeking van Satan aan ons kant. Want ons sal verstaan dat die kerk in 'n wêreldse opsig is nie noodwendig 'n heilige plek. Dat ons baie versigtig moet wees van waarvoor ons ons ore uitleen en waarvoor ons onsself oopblaai. Voordat ek 'n stuk uit die Bybel uit gaan lees, wil ek net vir julle vra dat julle hulle oë sal sluit saam met my. Ons in die Here sal vra dat hy met ons sal wees binne in hierdie les. Ons hemelse Vader, U is God, U is heilig, heilig, heilig. U het die Seun Jesus gestuur as koning van die konings en Here van die Here, het hom gekroon, het hom verhef, het hom verheerlik en hy regeer. En Vader, ons is hier op die aarde en ons word getoets. Here, U toets ons met ons kennis, U toets ons deur verskeie beproewings oor ons pad te stuur, U tug ons, U lei ons op die pad, elke manier ook al om ons te red, want dis wat vir U die belangrikste is ons redding. En binne al hierdie dinge wat gebeur in die wêreld, geskiedenis, binne die dinge wat saam met ons gebeur, is dit die hoof fokus, Here. U wil nie hê dat ons moet verlore gaan nie. U wil hê ons moet gered wees. Daarom is my gebed dat U vir ons die regte verstaan sal gee binne in hierdie les, ten opsigte van wat ek gaan sê vandag, dat dit nie van my af sal kom nie, maar dat dit van U af sal kom. Vanuit die woord uit die Gees geïnspireer. Here, en dat ons hier vanaand sal uitgaan met 'n beter verstaan,
sodat ons beter gereed kan maak vir dit wat op pad is, in die laaste dae wat ons glo baie naby is. Al die tekens is daarin, al meer en meer en meer. En hulle wat nou nog die kop wegdraai en sê, man, dit is nie so nie. Ons moet wel ek bring. En daarvoor vra ons vergifnis. Want Here, ja, ons as gelowiges, getuig seker op nie genoeg nie. Lei ons dan daar, sodat ons ware getuies vir U kan wees, 'n ware kerk vir U kan wees, 'n liggaam vir U kan wees, 'n bruid, wat U van hou, wat U op trots is, wat vir U mooi is. Lei ons daar, dankie Here, dat U ons ook nie in hierdie ding alleen laat, maar dat U met ons is. U stok en U staaf behoed ons. Here, U berei die tafel voor ons aangesig en ons bekers loop oor. Want U goedheid en guns volg ons al die dae van ons lewe. En daarom wil ons bly in U huis tot aan die vandaan. Amen. Amen. Ek gaan vir julle lees, 'n bekende gedeelte lees wat ek laas week ook gelees het. Maar as jy moet werk om so 'n bietjie rondom hierdie gedeelte baie stil te steek, baie en bietjie tyd hierin te spandeer, want hy gee ons die agtergrond van die verleiding en van die afvalligheid en van die versoekings wat op pad is. Dis Openbaring 17. Ek gaan vir jou van vers 1 af lees. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte sedelose vrou wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verteer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toegeneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godlasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Ons het laas keer gesien dat hierdie 7 koppe is die 7 koninkryke deur die geskiedenis. Die vrou was uitgedors in pers en helder rooi klere en opgetooi met goud, edelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad. Dit is die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskryf en dit het 'n verborgde teken en betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandiges op die aarde. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. Toe ek haar sien, het ek my baie verwonder. Die engel sê toe vir my, waarom verwonder jy jou? Ek sal jou vertel wat die verborgde tekenis is van die vrou en van die dier wat daar dra, wat die 7 koppe en die 10 horings het. Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde, wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was hy en nou is hy nie, tog sal hy wees. Dis die anti-kris wat gaan opstaan. Hier is verstand en wysheid nodig. Die 7 koppe is ook 7 berge. Daarby hulle het die vrou haar setel. Verder is hulle ook 7 konings. Die eerste 5 het geval, die 6 is nou hier. Die ander een het nog nie gekom nie, wanneer hy kom, moet hy kort rukkie bly. Ek gaan net tot daar lees, en ek moet die res van die gedeelte van self verder lees. Ek het hom laas week ten volle uitgelees. Die fokus hier vandag gaan ek op die vrou hê. En dat het nooit opgeteken. Was nog wat te laat. Die fokus gaan vandag op die vrou wees. En ek wil hê, jy moet verstaan wat die Bybel sê ten opsigte van, die Bybel praat van 'n vrou. In die kerk praat die Bybel baie keer van die kerk. Jesus noem die kerk sy bruid. God praat van Israel as sy vrou, sy geliefde vrou. Kan maar net gaan lees in die Ou Profete. So wanneer ons begin kyk na die vrou in Openbaring, ek dink ons gaan veilig wees wanneer ons 'n assosiasie maak dat hierdie kan moontlik iets te maak hê met 'n kerk. Maar ten agtergrond wil ek vir jou net eers sê dat Satan is 'n verleider. En alles wat hy doen het hy een doel alleen voor oë. En dit is om te vernietig of te moord. Hy is 'n moordenaar en hy is 'n verwoester. Dit is soos die Bybel ons bekend sê. Daar is nie, maak nie saak hoe goed hy homself aanbied nie. Selfs as 'n engel van lig, is daar nie 'n ander karaktertrek van die duiwel wat enigstens hoegenaamd beskryf word in die Bybel behalwe hy's 'n moordenaar en hy's 'n
woester. En hy is 'n verleier. Alles wat negatief, alles wat sleg is, word gekoppel aan Satan. En wanneer ons praat van Satan, praat ons nie noodwendig net van die een wat geval het, die een entiteit wat geval het nie. Ons praat van Satan in die hooftrekke. Satan se betekenis is enigiets wat duiwels is. God dink so min van die entiteit wat teen hom opgetree het, hierdie prins wat teen hom opgetree het, dat hy het hom sy naam ontneem. Lucifer is nie Satan se naam nie. Dis nie sy naam nie. Dis 'n beskrywing van wie hy is. God het sy naam van hom ontneem, sy identiteit van hom ontneem. Daarmee sê God, ek herken jou en ek herken jou nie. Jy is nie deel van my koninkryk nie. Ek stel nie belang in jou nie, ek wil jou nie hê nie. Daarteenoor ken God elke gelowige se naam, elke kind van hom se naam. En sê ek wil jou hê. Verstaan die verskil? Satan is so in opstand dat hy wil hierdie kinders van God totaal en al vernietig. En een van die maniere wat hy dit doen, is om die mens te beïnvloed deur die sonde wat jou laat goed voel. Die Bybel waarsku ons daar in Jakobus 1 vers 14, hy sê, elke mens word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Kyk na die wêreld daar buite, wat doen die wêreld? Wat is die groot doel van jou, hoe opereer jou handel buite, jou ekonomie? Skep 'n begeerte en voorsien in die begeerte. Gaan kyk mooi na advertensies. Advertensies skep by jou 'n begeerte en hulle bied iets aan om daai begeerte te vervul. Jy gaan die gelukkigste en die mooiste wees as jy jou hare gepers het. Ek sien hierdie advertensies nou so. As jy jou hare pers het, dan gaan jy die mooiste en die gelukkigste wees en daai vrou loop daar rond met hierdie groot smaak. Jy gaan jou mooi, beste en gelukkigste wees as jy die beste iPhone het wat 15, 16, 18.000, 20.000 rand kos. Hulle plaas jou in skuld want hulle wil die ekonomie laat ontwikkel. Hulle maak rente te kos, ek dink is $100. Nie is $100 om 'n iPhone te maak. En hulle verkoop hom vir die ontsaglike pryse. En dan praat ek nie eens van die gewone selfoontjies nie. Hulle kos jou niks en nothing om te maak. Maar hulle verkoop hom teen hierdie geweldige prys, want dit alles gaan oor geld. En geld voorsien in die behoefte, die vleeslike behoefte waar die mens bestaan om iets te kan koop. So die wat die selfoon verkoop, as ek hom selfoon verkoop, kan ek vir hom 'n grand huis koop. En ek kan nog hom 'n smart kar. Hy voorsien in sy vleeslike behoefte. Dit is wat Satan gebruik en Jakobus sê hier vir ons. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. En ons het gesien dat een van die begeerlikhede laasweek se les het ons gesien dat een van die begeerlikhede is juis vir die mens om belangrik te wil wees. Ek wil die beste wees, ek wil alom bekend wees. Maar die evangelie van Christus keer hierdie werk van Satan. Want hy sê die teenoorgestelde, hy sê jy gaan nie gelukkig wees in jou wêreldse goedjies nie. Jy gaan gelukkig wees in 'n verhouding met jou Skepper God. Dis waar jy jou rus en jou vreugde gaan vind. Nie in die wêreldse goedjies nie, want wat het jy? Waar is jou eerste selfoon? Waar is jou eerste kar? Almal van ons toen ons eerste kar gehad het, ons baie trots geweest, ons het hom gewas. My pa het gesê, was my kar se verf. Jy pas hom op en jy verf hom, jy is so trots op hom. Jy mag geen hom raak nie, dan mag jy skraapie op wees. Later in jou lewe besef jy maar is 'n stuk blik. Dit kos jou geld. As jy sonder hom kan klap, om soveel beter. Maar jy kan nie sonder hom klap. Kan jy die verskil sien? Terwyl Jesus kom na ons en hy sê, maar ek gee vir jou 'n ewige erfenis, wat vir altyd gaan hou. Niemand gaan dit vir jou wegvat nie. Mot en roes verniel dit nie. Maar Satan kom en hy gee ons hierdie screen voor ons en sê, maar vergeet daai, jou vreugde is hier en nou. En Satan gebruik hierdie verleidingsproses om Christus se evangelie te keer. Die evangelie van Christus, terwyl die evangelie deur Satan se werk. So lei hierdie versoekings en hierdie verleidings waarvan Jakobus 1 vers 14 praat, die mens na afvalligheid.
Paulus sê vir ons in Romeine 16 vers 17, ek vermaan julle broers, hou in die oog dit wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, die leer van Christus. Moenie dat hy sê, met ander woorde, moenie dat daar in die kerk tweespalt kom nie. Moenie dat daar onder die gemeente verwydering kom nie. Moenie dat daar in die gemeente bakleiering ontstaan nie. Vermy dit. Dit is 'n opdrag. Jy kry mense wat moetswillig in die kerk inkom en moetswillig hierdie tweedrag veroorsaak en moetswillig hierdie probleme veroorsaak. Hulle is agente van Satan binne in die kerk. En jy sal verbaas wees hoe hoog hulle posisies is. Maar Paulus sê, pas op daarvoor. Sulke mense dien ons Here nie, maar hulle eie buik. Aan die ander woorde, hulle selfsugtig, hulle soek nie geld, hulle is agter die geld. Hulle eie self is die belangrikste. Dan gaan hy verder en hy sê, hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Die harte van die eenvoudiges word verlei deur mooi woorde en oulike gesegdes. In 1 Timoteus 4 vers 1 kom die Heilige Gees en hy waarsku ons. Hy sê dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. En verleidende geeste en leerlinge van duiwels sal aanhang. Waarin is dit? Binne in die kerk. Dit is geskryf aan die kerk. Die gemeente van Christus, die liggaam van Christus, word gewaarsku, pas op. In die laaste dae gaan daar mense van die geloof afvallig word en hulle gaan verleidende geeste binne in die kerk aanhang. Hulle gaan leerlinge van duiwelse geeste binne in die kerk verkondig. Wees gewaarsku. Dan sê dit gebeur deur die gepeinsdheid van die leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, LGBTQ. Binne in die kerk, binne in die Suid-Afrikaanse kerke is die LGBTQ lewendig. Hier waarsku jy. Pas op, dit gaan gebeur. Wat doen die LGBTQ? Die LGBTQ wil jou verbied om te trou. Man met man en vrou met vrou. Nie man en vrou by mekaar soos God dit bedoel het nie. Dis 'n waarskuwing die LGBTQ se pad. Verder sê hulle van gebied dat mense hulle moet onthou van sekere voedsel wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word. Wat van die Bybels? Van die Bybels sê hierdie plek, jy mag nie vleis eet. God self het so Noag hulle vleis gegee om te eet. God self. Is die waarskuwing? Die dinge gebeur in ons tyd. Hy sê, hierdie voedsel is geskape om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Moenie dat die wêreld jou verlei nie. Alles wat uit die wêreld uitkom is van Satan. Dis sy koninkryk 100%. Daar is nie 'n koninkryk van God binne in hierdie wêreld behalwe in die kerk nie. Nie eens Israel nie. Israel is verval en afvallig. Dit is 'n sonnige nasie soos die res van die volke op die aarde. Dan het ek vir jou gelees van die verleiding in Openbaring 17 van die vrou wat vol godlastelike name is, wat geklee is met purperskalak en versier met goud en kosbare stene en perels, al die goed wat die mense van hou. Rykdom, nie sien die rykdom wat gegee word deur hierdie vrou. Dis wat die mensdom verlei is, rykdom. Sy het in haar hand 'n goue beker gehad met 'n waarskuwing. Binne in daai goue beker is die gruwels van die onreinheid van haar hoedery. Sê die ou vertaling. Ek hou van hom baie meer, die uitdrukking, die hoedery, die egbreek. Wat so hoedery word hiervan gepraat as 'n vrou? Kerk. Sy was dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. 'n vrou wat die kinders van die
moet God die gelowiges vervolg. Is jy bewus van 'n kerk wat dit gedoen het in die verlede? 'n Rooms-Katolieke kerk is verantwoordelik vir die grootste vervolging van Christene in die wêreld in die geskiedenis. Deur die sogenaamde Christelike kerk. Hierdie vrou se setel is op 'n plek waar daar 7 berge is. Nou gaan ek vir jou 'n paar bewyse gee ten opsigte van wat binne die Rooms-Katolieke kerk gebeur, sodat jy kan verstaan hoekom sê ek hierdie vrou is 'n kerk en is spesifiek die oog op die Rooms-Katolieke kerk. Die Bybel sê in Eksodus 20 vers 4 vers 5, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak van wat bo in die hemel of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie. Dit is algemeen bekend dat die Rooms-Katolieke kerk is vol beelde van Moeder Maria, Jesus aan 'n kruis. Maar Jesus hang nie meer aan 'n kruis nie. Maar Jesus is af van die kruis af. Hy is meer in die graf nie, hy is in die hemel. Hoekom het hulle dooie Jesus aan 'n kruis? Dis mos 'n verleiding. Erken hulle nie die opstanding van Jesus nie? Hoekom moet Jesus nog aan 'n kruis staan? Die kruis is vir gelowiges 'n oorgang na iets beters. Dis 'n deurgang na iets beters. Ons steek nie by die kruis vas, maar as 'n oop graf. Daar is 'n verheerlikte koning in die hemel, onder wie ek myself gaan tel en wie ek dien. Die kruis is 'n bekeringsproses. Hulle hou hom vas. Hulle buig voor 'n dooie Jesus aan 'n kruis. Hulle offer wie ook aan Moeder Maria. Ons het laasweek gesien dat Moeder Maria word verhef tot 'n God terwyl sy 'n doodgewone mens was. 'n Doodgewone mens. Ons gaan verder in Levitikus 2 vers 16 sê. Dan moet die priester die gedenkoffer daarvan 'n deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook aan die brandsteek as 'n vuuroffer aan die Here. Hulle gee 'n vuuroffer aan Maria. Hoekom doen hulle wat die Bybel teenoorgestel van wat die Bybel sê? 'n Vuuroffer moet aan die Here gegee word. Volgens die Ou Testamentiese wette, gelukkig vir ons het nie meer te doen, hierdie goed is nie meer van toepassing nie. Want ons lewe onder die nuwe verbond. Ons hoef nie meer 'n offer te gee nie. Hulle doen presies dit wat die Bybel sê jy nie moet doen hulle. Ons kan verder gaan, wanneer ons kyk na die vergelykings van die Katolieke beelde. Daar sien jy vir Moeder Maria met Jesus, borsvoetseil, terwyl aan die regterkant is Osiris, Ishtar en Bacchus. Bacchus is die drank van die god van drank. Dronkbol. Dis Bacchus wat mense laat strompel. Daai demoon. Almal wat dronk is, tree dieselfde op. Hoekom? Was Bacchus. Maar hulle het presies dieselfde beeld uit die geskiedenis gaan haal en bied dit aan vir hulle gemeentelede. Die Rooms-Katolieke kerk is gevorm op afgodediens en 'n geskiedenis van afgodediens. Die Rooms-Katolieke se Jesus is nie my Jesus nie. Hulle Jesus hang aan 'n kruis. My Jesus is koning van die konings en Here van die Here. Nog een vergelyking. Katolieke Jesus en Maria, wil jy moet kyk na daai prentjie op die linkerkant, kyk spesifiek na daai kroon. Daar is iets daarin wat ek jou wil later wys. Kyk na hierdie prentjie aan die regterkant. Jesus hou die son vas. Met Nimrod se val, Nimrod se opstaan, net na Noag, hy was die kleinseun van Noag. En hy is die eerste groot koning wat opgestaan en stede gebou het, het hulle oorgegaan in sonaanbidding. Ishtar kom daarvan aan. En hier is presies Jesus wat die son vashou. Hoekom moet Jesus die son vashou? En hulle herken ruiterlik, hy hou die son vas.
Dis nie dat hy moet 'n balletjie daar sit en speel nie. As ons verder gaan en ons kyk na die handgebare wat onder die katolieke prentjies is, as jy kyk na Maria op hierdie prentjie, hoe sy staan met haar hande en jy vergelyk dit met Asië se Sibyl. Sibyl kom ook van Ishtar se kant af. Let op na die vergelyking en jy sal nou nog van hierdie handtekening sien onder sekere van die filmsterre. Sekere mense wat hoof en groot en belangrik is, sal hulle so oor staan. Ons kyk verder. As jy kyk na die katolieke Moeder Maria met haar vingertjie in die lug, gaan ons na Indië se afgodediens toe. As daar 'n vergelyking te tref. Ons gaan terug na die kroon wat ek jou nou van gesê het. Kyk na die kroon, Maria se kroon. Kyk na die FSA se Statue of Liberty. Kyk na die Assyrië se Ishtar met die son wat bo aan haar kop uitskyn en vergelyk dit met FSA se Statue of Liberty. Statue of Liberty is totale afgod wat daar staan. En almal oor aan oor die Statue of Liberty. Dit is 'n groot deel van Ishtar. Dis al wat dit is. Dit is nie enigiets anders nie. En as jy werklik die geskiedenis gaan kyk, dan gaan jy agterkom waar hierdie Statue of Liberty vandaan kom, maar ek gaan dit nou beskryf nie. Maar nou ons moet probeer om die vrou, die sedelose vrou in Openbaring 17 te identifiseer. Ons kyk na Openbaring 17 vers 4, pers en helder rooi kleure opgedos met goud. Sien ons sit in die Rooms-Katolieke Kerk? Ja, ons doen. Ek dink die Bybel gaan hierdie goed vir ons verniet gee. Die Rooms-Katolieke Kerk is bekend daarvoor. Vir hulle perskleur, rooi, baie goud. Kyk verder. Die goue beker, wat mense so opgetooi is. Edelstene en parels, daar is van die Rooms-Katolieke se juwele wat hulle gebruik. En die goue beker. Ek gaan vanaf oor hierdie goed gaan, ek gaan hom nie so intens bespreek soos ek dit in verlede gaan doen. Verder is daar die 7 berge. Het jy geweet wat daar 7 berge in Rome is? En die Vatikaan, die hoofstad van die Rooms-Katolieke Kerk, is naby Rome. Dit is die enigste stad waar 7 berge is. As mense wat nou begin verskil van hierdie uitleg, ek bly nog by hierdie uitleg. Want hulle kon hom nog nie vir my teenbewys nie, die teendeel bewys nie. Amerika het hierdie manier om alles na hulle toe te trek, of het goed of sleg is. Hulle wil die belangrikste wees van almal en alles in hierdie wêreld, selfs nie in sleg en goed. En daar is baie mense wat nou sê dat Amerika of New York spesifiek is Libanon. Amerika is nie 'n vrou nie. Sy word nie as 'n vrou bespreek. Alles wat in die Bybel van gepraat word, gebeur in die Midde-Ooste. Die fokus is op die Midde-Ooste. Daarom bly ek. Ek bly daar. Die Rooms-Katolieke Kerk is die vrou van Openbaring 17. Alles wys vir my so toe. Net van interessantheid ten opsigte van die verleiding, ek wil net bekendstel, ons sit vandag met die heilige Paus Fransis. En vir die van julle wat nie weet nie, ons het laasweek het ons so kortliks daaraan geraak, dat binne in die Vatikaan is daar 'n profesie wat uitgelê is. Elke paus in die geskiedenis is vooruit geprofeteer. So daai bankportrette hang daar met die name van al die paus. En hierdie Paus Fransis, die heilige Paus Fransis, is die laaste een. Daar is nie meer paus se naam. Hy lê op sterwe. Daarna sê hulle dat die Antichrist gaan opstaan. Dat dit is die einde, hulle self sê dit. En dan is daar die heilige swart paus, Pedro Barrope. Hoekom is jy geweet daar is 2 paus? Daar is nie die 1 paus, daar is 2 paus. Die 1 paus is die een wat jy van weet, die een wat goed is, wat na vore kom, en dan is daar die swart paus wat op die agtergrond leef. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan na die vorige swart paus, Aurora Francis, en wat hy kwyt geraak het.
Hy het in Junie 2017 verklaar dat Satan net in mense se verbeelding bestaan, is slegs 'n simboliese figuur is en nie werklik is nie. Dit was volgens die Spaanse koerant El Mundo. Die Bybel sê vir ons die Satan bestaan. Hy sê vir ons die duiwel is daar. Hy sê vir ons die bose magte is daar. Wie is hy? Hoe genaamd om te wil sê dat die Bybel is verkeerd? Wie het hom die autoriteit gegee? Hy het ook verklaar dat die Bybel verkeerd is ten opsigte van die huwelik tussen 'n man en 'n vrou, en in die Bybel ook nie akkuraat beskryf wat Jesus werklik gesê het nie. Die verwysing daarin is die bruidpaar. Dis ook 'n koerant, tydskrif. Het ek nou vir julle gelees dat hulle gaan mense verbied om te trou? Die Bybel het dit gesê. Nie is dit. Binne een van die grootste sogenaamde Christelike kerke wat verteenwoordigend is, veronderstel is om verteenwoordigend te wees van die Christelike geloof. Weet jy wat? As Christene en as kinders van God, is tyd dat ons die onderskeid begin tref. Christen is iemand wat in God glo, miskien in Jesus glo, of weet van Jesus. Maar ons word ook gewaarsku teen Petrus. Die duiwels glo ook en hulle sidder van ons. Hierdie mense sidder nie van ons nie. Hulle is baie verwant in hulle optrede. Hy staan bekend as die hoër-generaal van die gemeenskap van Jesus en hy beheer die Rooms-Katolieke gemeenskap wat bekend staan as die Jesuïte of die Seuns van God. En die Seuns van God in die Bybel as vervalle wesens. Hulle het aan opstand gekom teen, ons het dit in die vorige les gehoor, hulle het aan opstand gekom teen God, die Seuns van God. En hierso staan hy is in beheer van 'n organisasie wat hulle self noem die Seuns van God. Verstaan die verskil tussen Seuns van God en kinders van God, asseblief. Daar's 'n groot verskil. Moenie net maar hulle sê, of hulle sê dat is die Seuns van Jesus. Ek herstel God, dit is die Seuns van Jesus. Hulle is nie die Jesus wat hulle aanbid. Is definitief vir my Jesus nie. Want hierdie Jesuïte het 'n spesifieke gelofte. En dit is onder die Rooms-Katolieke Kerk, né? Hierdie goed is onder die Rooms-Katolieke Kerk se vaandel. Jy kan die res van hierdie kry by my as jy wil lê. Ek gaan net vir jou 'n paar goed uithaal. Dat hulle verklaar dat hulle self gereformeerdes genoem word. Of sal optree as gereformeerdes, of as 'n Huguenote, of as 'n Calvinist, of as 'n Protestant. En hulle sal ingaan in hierdie kerke in, en jy gaan nie weet, hulle is Jesuïte nie. Hulle sal op die councils staan en praat, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce, met ander woorde verklaar vernietig, hulle is eie heilige geloof, terwille van die beeld, wat hulle voorgee, hoeveel. En dan sê hulle wil self so laag daal as om Jood tussen die Jode te wees. Hoekom wil hulle doen? Kom ons kyk na die paragraaf 2. Hoor mooi. Ek gaan vir jou lees in Engels. To insidiously plant the seeds of jealousy and hatred between communities. Met ander woorde, om sade te plant van jaloesie en haat tussen gemeenskappe. Wat het ons nou gelees waar teen Paulus ons gewaarsku het? Pas op. Pas op daarvoor. In provinsies, state waar daar vrede is en om hulle aan te hits om bloeddorstige dade te pleeg en om oorlog teen mekaar te verklaar en om revolusies te skep, siviele oorloë in lande wat onafhanklik en ekonomies sterk staan, prosper is. Hulle sal selfs die kunste en die wetenskap gebruik in die proses om dit reg te kry.
Hierdie Jesuïte is daar uit om alles wat volgens God se woord, volgens Jesus, reg is, te vernietig. Waar alles goed gaan, waar daar vrede is, gaan hulle in om te vernietig. Ek het selfs in van ons eie kerke hierdie beweging gesien. 'n hele klomp jare gelede. En ek gesien hoe vernietigend kan dit wees. In ons eie land kan ons getuig van hierdie dinge. Suid-Afrika was 'n land wat redelik vrede gehad het. Maar hulle het ingekom en die vernietiging geskep. Die revolusie, siviele oorlog. Dis wat hulle werk, dis wat hulle doen. Dan sê hulle om dan kante te kies tussen die mense wat oorlog maak teen mekaar, selfs teen jou eie broer, die Jesuïet, wat aan die ander kant besig mag wees om te werk. Sodat die kerk, naamlik die katholieke kerk, die hoofwenner kan wees aan die einde, na al die dinge verby is. Ek kan verder gaan. Die derde paragraaf van die Jesuïtiese belofte sê as volg: You have been taught your duty as a spy to gather all statistics, facts and information in your power from every source, to integrate yourself into the confidence of the family circle of Protestants and heretics of every class and character. Wie is 'n protestant? Ek en jy is protestant. Ons het die protestantse geloof. Dis hoekom ons in Suid-Afrika beland het. Dis hoekom ons voorouders, hulle het geprotesteer teen die Rooms-Katolieke manier van dinge doen. Hoekom hulle ons insig? Hoekom noem hulle ons heidene? Heretiek. Dan sê hy verder, as well as that of the merchant, die handelaar, die banker, die bankier, the lawyer, among the schools and universities, in parliaments and legislatures, and the judiciaries and councils of state, and to be all things to all men, for the Pope's sake, whose servants we are unto death. Hoekom vir die Pope? Hoekom vir die Paus? Waar is God? Waar is Jesus? Hulle aanbid 'n mens. Ons het laasweek gekyk aan hoe mense tot gode verhef word. Dan sê hy verder, you have received all your instructions therefore as a novice, a new fight. And I've served as co-adjurer, confessor and priest, but you have not yet been invested with all that is necessary to command in the army of Loyola, in the service of the Pope. You must serve the proper time as an instrument and executioner. Die wat kan doodmaak, het reg om dood te maak. As directed by your superiors, for none can command there who has not consecrated his, kyk die volgende, labors with the blood of the heretic. Jy kan nie 'n Jesuïet word as jy nie 'n protestant doodgemaak het. Wat wil jy sê? Elke Jesuïet wat bestaan moes iemand doodgemaak het in die protestantse geloof. Of iemand, of 'n Jood. Enige iemand wat teen die Rooms-Katolieke kerk is. Or without the shedding of blood, no man can be saved. Alle moet bloed stort. Moet iemand doodmaak om gered te word. Dis 'n offer. Dis kokker. Die vorige Paus Fransis het 'n belofte gemaak. Hy het gebeloof, I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and liberals. Ons is die protestante. Moenie dink die Paus is jou goed gesin.
Hy is jou vyand. Hy het oorlog verklaar teen ons. As I am directed to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, or condition, and that I will hang, waste, boil, flay, strangle, and bury alive these infamous heretics, as ek en jy, rip out the stomachs and wombs of their women and crush their infants' heads against walls in order to annihilate forever their execrable race. Kyk nou die plaasmoorde in Suid-Afrika. Dis wat gebeur met die plaasmoorde. En jy dink die paus is van Jesus. Katholieke kerk is totaal en al vervallen. And when it cannot be done openly, I will secretly use a poisoned cup, vergiftiging, the strangulation cord, the steel of the poniard, or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed to do so by any agent of the Pope or superior of the Brotherhood of the Holy Faith of the Society of Jesus. Dis jou Rooms-Katholieke leier. Hulle is in afgodediens. Die Bybel gee ons die adres. Die Bybel beskryf vir ons presies wie hulle is. Hoekom is dit belangrik dat ons hierdie goed weet? Want onthou, ons sit in 'n godsdienstige oorlog. Die Antichrist gaan opstaan as 'n godsdienstige geestelike leier op een of ander manier. En as ons nie wakker is vir die verleiding, kan hy in enige plek opstaan. As 'n geestelike leier. Die Rooms-Katholieke kerk is deur al die eeue besig om die pad voor te berei vir die Antichrist. Wie staan in hulle pad? Ons, die protestante. Hulle wil die waarheid verkondig in die woord. En selfs in ons eie kerke in Suid-Afrika is hulle ingesypel en ons is besig om hulle vernietigingswerk. Dis een van die redes hoekom ek in die kerk uitgegaan. Ek het hierdie goed raak gesien. Ek het uitgestap. Want as die Bybel sê, homoseksualiteit is sonde, dan is dit 'n sonde. Maak nie saak watter wyse man wat sê rondom dit. Dat ons wakker bly, seker wees van wat ons glo en wat ons navolg. Openbaring 13 vers 11 tot 18 praat van die valse profeet wat gaan opstaan. En gegee dit wat ek jou nou gegee het, wil ek hê jy moet dit in jou agterkop hou, dan gaan ons 'n paar identifikasies doen van hierdie valse profeet. Dus welkom om na die tyd hierdie goed te kom screenshot of 'n foto te neem, maar wat ook al om die studies verder te gaan. Hy sal in 'n verhouding staan met die Antichrist, waar hulle mekaar sal ondersteun, volgens die skrif wat daar gegee is. Dit gaan 'n span wees, hulle gaan 'n onheilige drie-eenheid skep. Waar ons glo God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Al opstaan as Satan, die valse profeet en die Antichrist. Satan is 'n copycat. Ons het laasweek gekyk na die Antichrist. Hy sal in staat wees tot wonderwerke en tekens deur Satan se bemagtiging. Pas op vir die wonderwerke wat op pad is. Dis die verleiding. Wees seker waar dit vandaan kom. Wees seker wie dit aanbied. Ons weet nie wat dit gaan doen nie, maar daar gaan tekens wees. Alreeds is daar so tekens in Amerika gewees met die goed wat deur die lug gevlieg het, die klomp vleende piramides en liggies en whatever. As ek kyk daar, hier is ek baie versigtig. As baie mense wat reken dit is engele, dit kan engele wees. Maar die Bybel sê ook, daar gaan tekens in die lig wees, ons sal dit nou sien. Daar gaan tekens in die lig wees.
Maar laat ons versigtig wees, laat ons eers twyfel voordat ons glo. Laat ons eers sê, daai goed is mensgemaak. Laat ons dit van daai kant af vat, want die verleiding is te groot. Dit is te gevaarlik. En die mens is tot enigiets in staat. Hy gaan 'n beeld van die antichrist maak, die valse profeet, hy gaan dit in die tempel plaas, en hy gaan dit 'n demoniese lewe gee. Die wat nie die beeld aanbid nie, word doodgemaak. Die Jode besef, en is om die bos geluk. Ons kan dit later in die tydskaal sal ons hierdie verder dieper bespreek. Alreeds in AI, Artificial Intelligence, is hierdie goed 'n moontlikheid. Alreeds is daar robots wat lyk soos mense, wat optree soos mense, wat dink soos mense. Wat is hierdie ding wat hy gaan plaas? Gaan dit werklik 'n beeld wees in die werklike tempel van God? Die Israeliete wil begin hierdie jaar om 'n tempel te bou 2025. Om hierdie jaar begin bou, dan is die deur oop vir die antichrist om 'n beeld in te plaas. Of, wie is nog die tempel? Ek en jy, die kerk is die tempel. Wil hy dalk iets binne in God se tempel plaas, ek en jy? Wees versigtig. Ons weet nie, ons moet wag en sien. Soos enige profesie kan ons dit nie definitief bepaal, en ons kan bespiegel. Maar daar is altyd 'n moontlikheid dat die valse profeet kan iets binne in die huidige kerk plaas. Het sy dit die merk is, het sy dit 'n microchip is, het sy dit 'n afleiding is, het sy dit afvalligheid is, het sy dit verleiding is. So moet so belangrik is dat ons die woord sal ken, laat ons weet wie ons Jesus is. En laat dan nie 'n valse Jesus opstaan en homself aan ons bekendstel as die Messias, en soos die res van die wêreld verlei sal word. Die valse profeet laat mense die merk van die dier ontvang, die sogenaamde 666. Nie die antichrist, die valse profeet laat dit. Mense ken nie hulle Bybel nie, hulle sê as die antichrist merk. Dat is sy merk, maar as die antichrist wat dit gaan gee, dis die valse profeet. Dat ons die onderskeid verstaan. Sonder hierdie merk kan daar nie gekoop of verkoop word nie. Die merk is 666 of 888 of 616, hang af van watter vertaling jy kyk, Openbaring 13, vers 17 tot 18. Ons sal by die 666 gaan nie. Dis ook op die 888 en 616 gaan nie. Dit is hang af van watter vertaling jy kyk. Wie is moontlik die valse profeet? Alle aanduidings is dat hy gaan opstaan uit die Rooms-Katholieke Kerk. Is dit dalk in volgende paus? Dit kom sy brengt in die naam. Kom ons wag en sien, kom ons wees reg. Kom ons wees gereed. Vir wat ook Satan oor ons pad stuur. Die tyd om te slaap is verby. Ons kan nie meer slaap nie. Word wakker weer wat slaap en staan op by die deur. Die Bybel roep ons. En hy sê, wees wakker. Die resultaat van die opvalligheid is in die kerk, wat ons sien, hoe die kerke leegloop vandag, is juist dat mense geen kennis meer het ten opsigte van Christus. Hulle verstaan nie die oorlog wat ons in betrokke is nie, in die geestelike reale nie. En op hierdie manier word die kerk se invloed beperk in die wêreld en kan Satan voortgaan met sy plan. Dis hoekom hy so hard werk om hierdie afvalligheid te veroorsaak, waarvan ons nou net gesien in die skyfies. Hoe hy ingesypel het. En alreeds in Paulus se tyd het hy al gewaarsku en het gesê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Daai tyd. Hierdie weggesteekte, hierdie verborgenheid, dis verborgen, dis weggesteek. Wees wakker, sien dit raak. Dis 'n verleiding. Moenie dink dit gaan oop wees nie. Dis die Satan se manier nie. Hy kom onderdeur. Dis alreeds in die werk gewees in daai tyd, in Tessalonisense se tyd. Net doordat hy dat nou teenoor die weg geruim is. En dan
sal die ongeregtigheid geopenbaar word, naamlik die Antichrist. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hy sê in vers 10, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan hy hulle verlei. Die liefde tot die waarheid, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. Daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur. Selfs hier is God in beheer. En hulle wie moeswillig volhard in die sonde, moeswillig nie hulle oorgawe doen na Christus toe en totaal onderwerp aan die koning van die konings en die Here van die Here, die God stuur aan hulle 'n dwaling. Dis ook mense so die mekaar is vandag. Dis ook mense soos ek om koers te kry. Hulle verstaan nie die dinge van die Here nie, want God stuur hulle 'n dwaling. Hulle het moeswillig hulle keuse gemaak. En die tyd vir bekering gaan verby. Hulle glo die leuns. Hoekom? Sodat hulle geoordeel kan word. Hulle wie die waarheid nie geglo het nie. Die waarheid is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hulle wie behaag gehad het in die ongeregtigheid. So kan Satan voortgaan met sy poging om God se koninkryk te vernietig. Want die pad is van hom oop. En Jesus self waarsku ons in Matteus 24 toe hy praat oor die einde van die tye sê, as iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus of daar is die Christus, moet dit nie glo nie. Moenie dit glo nie. Daar sal valse Christusse en profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te misleid. Ons het gesien dat 94 individue in die geskiedenis het hulle self verklaar of is deur mense verklaar as God. En hulle is aanbid, is buite konings. En die mense het geval vir hierdie goed. Pas op, ons moet weet wie ons Jesus is. Ons moet hom ken. Ons moet weet hoe hy gaan kom. Maar die Antichrist gaan homself ook bekendstel as hy Jesus. In meer as 1000 jaar al volg sekere geloofsgroepe valse Jesus. Wie is jou Jesus? Satan val God se koninkryk aan as konservatief, beskuldigend, veroordelend. En in hierdie proses vreem hy al meer mense van God. En die waarskuwing is daar in die Bybel. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 12, almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Moenie terugstaan as mense jou spot vir jou geloof nie. Take it with a joy. Vader, moet vreugde. En prys God daarvoor en sê, dankie Here, dat hulle U in my kan sien. Hy sê maar die goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verleid word. Hoe word daar verlei? Hoofsaaklik nou is dit daardeur gebruik van media. Sosiale media is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Dit is goed om te hê, want ons as gelowiges kan weet. Maar hier is al reeds 'n verleiding vir 1.500 jaar aan die gang in een van die grootste kerke. Moenie dink ons is immuun nie. Die valse profeet verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat aan hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Verstaan mooi. God laat toe, laat die valse profeet opstaan en God self gee aan die valse profeet die mag om hierdie wonders te doen. Hoekom? So die wat bereidwillig is om verlei te word, verlei kan word. Want dis 'n louterings en 'n siftingsproses vir hulle die ewigheid gaan beerf. Dis God se gereedskap. Wêreld dink anders, maar my God is in beheer. Sonder totaal. Self by die Antichrist en by die valse profeet. Hierdie Antichrist het hierdie mag gekry om die tekens te doen
Here aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle beeld moet maak vir die dier, wat die swaard word ontvang en lewende geword het. Onthou Satan sal mense verlei met allerlei tekens. Openbaring 13 vers 13 sê, sy verleiding kom met groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. Mense doen dit. Dit is klaar daar, satelliete, vliegtuie, dit skiet vuur uit die hemel. En vernietig. As van hierdie groot vernietigings, hierdie veldbrande wat nou in Californië was, wat hulle reken, is gestigte vuur. Hy brande wat waar was dit in Hawaii gewees 2 jaar terug, jaar terug. Dit is nie goed. Wat gebeur? Dit is die verleiding. Alles wat die Satan na ons bring is 'n leuen. Hy beplan al 6000 jaar aan my en jou ondergang. Dink jy nie hierdie goed in plek nie? Ons weet nie wat dit begin behels nie, miskien dalk reg gevier. Kom ons maar moet sien. Maar wees versigtig. Want hy verlei die bewoners van die aarde deur hierdie tekens wat aan hom gegee is om te doen. Onthou, dit is God wat dit toelaat. Openbaring 16 vers 13. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Dit is de voorbereiding van Armageddon, ons kom later by dit, maar net om jou idee te gee van die skaal van verleiding wat daar bestaan. Want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde. Mense dink hulle is slim, die konings. Dink hulle is van die domstes. Werklik waar, my eie opinie. Hulle mag dink hulle is slim, want die saak hoe geleerd is. Maar hier word 3 demone uitgestuur. Vanuit die mond van die valse profeet, Antichrist en Satan, om die konings van die wêreld te verlei. En by mekaar te maak vir die oorlog, vir die groot dag van die almagtige God. Die hele wêreld is besig om op een koers af te stuur, die wederkoms van ons koning Jesus. Hulle besef dit nie. Jeremia 10 vers 2 waarsku ons, hy sê, moet julle nie onderwerp aan die pad van die heidene. Moenie skrik vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik. So wat ek nou gesê het, hierdie goed wat aan Amerika, die vliegtuigvierings, hierdie ligte, selfs hierso, hulle was hier oor. Deze het dit in John het gesê, is hier oorgekom. Moet ons eerstens die vraag vra. Is dit deel van die verleiding, of is dit werklik God wat engele stuur? Is dit werklik engele wat hulle self openbaar? Kom ons vra die vraag. Ek het nie 'n antwoord vir julle. Ek weet wat julle gesien het, julle het die getuienis gegee. Ek weet wat julle gesien het, ek weet wat die reaksie van die goed was. Maar kom ons vra die vraag wanneer ons begin verstaan. As ons na hierdie waarskuwings kyk van die woord, kom ons vra onsself hierdie vraag. Wat is dit werklik? En wat is die doel daarvan? Wat is die doel daarvan? Ons moet verstaan dat Jesus gaan ook tekens gee. Maar meer skrikwekkend as die van Satan. Lukas 21 vers 25 waarsku Jesus self verklaar wat hy gaan doen. Daar sal tekens wees aan die son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. Dat kan die mens nog nie reg kry. Die mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld gaan kom. Die natuur gaan geskud word in Jesus se tekens. Dit gaan nie klein goedjies wees nie. Die hele natuur gaan geskud word. Selfs die kragte van die hemel sal geskud word. In Handelinge 2 vers 19 beloof Jesus weer: ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Jesus se tekens, bloed en vuur en rookdamp. Dis sy identifikasie.
Die son sal verander in duister, die maan in bloed voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Hy praat nie van die maansverduisteringkies wat die maan rooi maan. Hierdie is totaal iets anders. Gaan het totaal iets anders wees. Satan sal uiteindelik deur die valse profeet en anti-Christ totaal beheer neem oor die wêreldekonomie. Dat is om hy so 'n groot verleidingsplan het, en dit is waar die 666 in kom, Openbaring 13 vers 16. Hy maak dat aan almal, die valse profeet, Satan werk deur die valse profeet, dat hulle die merk kry, die 666. Dan gaan 'n valse vrede wees in die wêreld. Let op, dit is op pad. Dan gaan 'n valse vrede wees, 1 Tessalonisense 5 vers 3. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dis wanneer jy moet weet, die tyd is daar. Wanneer daar skielike vrede oor die wêreld is. Pas op. Want die Bybel sê, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood van 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. God se woede gaan die mense totaal omkant val, wanneer hulle sê vrede en veiligheid. Wat is die uiteinde van hierdie verleiding? Wat is die uiteinde van hierdie vrou? Wat die wêreld totaal en al verlei, al vir jare, eeuwe. Openbaring 18 vers 23, julle kan gerus Openbaring 18 gaan lees. Gaan net 'n stukkie aanhaal. En die lig van die lam sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van die bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars, hoor mooi, jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towering is al die nasies verlei. En hierdie towery, vir die van julle wat dit nie weet nie, is vertaal van pharmakeia, Griekse woord. En pharmakeia is waar die woord farmaseuties vandaan kom, waar ons medisyne vandaan kom. Gaan soek so 'n bietjie reg, as mense teruggaan na die geskiedenis toe, dan sal jy besef dat baie van jou medisyne word geborg deur petroleummaatskappye en word vervaardig in die olie uit oor die grond uit af. Die chemikale wat jy inneem, inspuitings wat jy inneem, word vervaardig petroleumprodukte. As so ver van natuurlike produkte. Ek het vanoggend ook nog hierdie stukkie dink ek, weet jy wat, hulle hanteer ons asof hierdie wêreld nie die siel, behandel ons asof ons stukke plastiek is. We pomp ons ook plastische chemie. Maak van ons asof ons plastiek is. We hanteer ons asof ons plastiek is. As natuurlike dinge. Ek sê nie almal, want dit is wat die Bybel sê. Hy word beheer deur die rykes van die wêreld, nie deur die konings van die wêreld nie. Cyril Ramaphosa word besit. Hy is gekoop, lankal. Julius Malema word besit, hy is gekoop, lankal. Trump is lankal uitgekoop. Putin is lankal uitgekoop. Lankal. As 'n handvol mense wat die wêreld regeer. En hierdie ander ouens is net pion. Moet dit nie glo. Nou, dis 'n les op sy eie. Die einde van die valse profeet is dat hy gevange geneem word, Openbaring 19 vers 20. En saam met hom, kom ek probeer weer. Ek gaan vir julle lees Openbaring 19 vers 2. Die dier, naamlik die Antichrist, is gevange geneem. En saam met hom die valse profeet wat tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, en dat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Hulle is lewend, is hulle altyd die vuurpoel gewerk wat moet swaal brand. Dis die eerstes wat in die hel gaan wees. Daar is nog die mense in die hel. Die hel is nie geskep vir mense. Die hel is geskep vir Satan en sy afvallige engele. Maar selfs die Antichrist en die valse profeet gaan die eerstes wees wat in die hel gegooi word. Lewendig. We gaan nie eens die kans om dood te gaan. Lewendig moet vlees.
Kan jy dink hoe erg is dit? Ek en jy sien uit daarna om 'n nuwe liggaam te ontvang as gelowiges. Ons hierdie ou liggaam sterf af en ons kry 'n nuwe liggaam, hy word verander. En Korintiërs 15 vers 52. 'n oomblik wat gebeur. En dit is almal se voorraad met die wederkoms van Jesus en die opstanding later van al die nasies. Kan jy dink die anti-kris en die valse profeet wat 'n menslike liggaam is, hulle gaan in die hel gewerp word en hulle gaan nie eers 'n enkele geleentheid hê om hulle nuwe liggaam te geniet, want binne in die hel gaan hulle 'n nuwe liggaam kry wat vir ewig en ewig gefolter gaan word. Satan se toekoms, Openbaring 20. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die diere en die valse profeet is. Hy sal dag en nag gepynig word tot aan alle ewigheid. Ons koning wen. Hy sal wen. En ons gelowiges sal saam met hom in oorwinning staan. Amen.